Nee, die beste en die lekkerste musiek hier op Stream Central, maar dis 04:30, wat beteken dis tyd vir the Pet Pulse. Low, heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Jy is ingeskakel op The Pet Pulse hier op Stream Central. Nou, elke dinsdagmiddag om 04:30 gesels ons oor diere, natuur en verantwoordelike versorging op 'n manier wat maklik verstaanbaar en prakties is. Vandag kyk ons na iets wat baie mense het, maar min regtig verstaan: visse en vistanks. Van tropiese visse tot koue water spesies, filters, pompe en selfs die groot vraag oor fish bowls. Ons breek dit alles mooi af. Saam met my vanmiddag is Eliana Lambrecht van Lupa Reptiles and Roots, wat haar kennis en ervaring deel om seker te maak jou visse nie net oorleef nie, maar regtig floreer. Eliana, goeiemiddag en welkom by die program. Goeiemiddag Johan, baie dankie. Dis lekker om weer hier so by jou aan te sluit om so 'n bietjie oor diere te gesels. Nou Eliana, kom ons duik in vanmiddag. Nou, is tropiese of koue watervisse die beter opsie vir beginners en hoekom sal jy so sê? Wanneer dit kom by tropiese versus koue watertanks vir beginners, beide kan werk. Solank as wat jy dit reg benader en solank as wat jou versorging korrek is. Tropiese tanks benodig natuurlik verhitting as 'n ekstra wat koue watertanks nie doen nie. En by tropiese visse is daar 'n wye verskeidenheid opsies. Daar is allerlei shapes en sizes en allerlei interessante goedjies, maar mens moet onthou, wanneer jy gaan shop vir tropiese visse, kan jy nie net willy-nilly piek en klomp verskillende goed in 'n tank gooi nie. Want al daai visse is nie compatible met mekaar nie. Party sal mekaar seermaak, party sal mekaar se vinne afvreet, en party van hulle sal mekaar somme as 'n whole opvreet. So as jy mik vir tropies, moet mens vooraf besluit watter tipe tank jy wil hê, watter tipe visse jy wil hê, sodat jy kan beplan en navorsing doen en die regte tipe visse bymekaar sit. Baie van daai visse is ook baie sensitief, so as daar 'n klein foutjie in jou tank is, dan gaan hy die land van die lewendes verlaat. Maar die goeie ding met tropiese visse is ook, daar is 'n redelike goeie verskeidenheid geharde vissies. Hulle is 'n bietjie tawwer en 'n bietjie makliker, en dit beteken dat as daar 'n blooper in jou tank gebeur, en jy maak per ongeluk net 'n klein foutjie, gaan daai vissies teen toe na die tyd nog steeds heeltemal alright wees. Goudvisse, of dan aka koue watervisse, is oor die algemeen baie sterk visse, maar hulle word eintlik relatief groot. Weet, dit bly nie hierdie klein cute albaster size goetertjies wat daar so in 'n tank rond swem nie. 'n baie ou fancy goldfish die met die vet ronde lyfies gaan groot genoeg word dat jy hom met 2 hande kan vashou as jy hom met die dam uitskep. So dit word redelike groot visse. Dis as mens nie op die ou end tanks wil hê van sê 3 voet plus nie, dan sou ek sê gaan eerder vir tropiese visse as wat jy gaan vir goudvisse. En dan koi is natuurlik ook 'n opsie, maar hulle is regtig nie eintlik tankvisse nie. Hulle word verskriklik groot. Hulle is mal daaroor om rond te spring, selfs al het 'n vistank 'n canopy op. Partykeer kry jy nog steeds een op die grond. So hulle is nou maar net iets wat regtig baie geskik is vir tanks nie. So met koi wil mens eerder gaan vir 'n dam setup, tensy jy regtig belaglike groot tanks het. Nou Eliana, is dit waar dat groot spesies visse klein bly in kleiner tanks? Weet jy Johan, dit is nie waar op die manier wat mense dink dis waar nie. Die algemene belief is dat jy 'n perfekte gesonde vis het, wat net miniatuur size bly en nie yslik groot raak nie. Maar die werklikheid van die saak is, die vis raak nooit yslik groot nie, en hy vrek lank voordat sy normale average lifespan verby is. Hy kry nooit die geleentheid om full size te raak nie, en 'n vis wat veronderstel is om verskriklik groot te word, wat permanent in 'n piepklein tankie bly,
ly aan onder andere stunted growth en orgaanskade. So, mens kan nie 'n vis wat 'n baie groot dier moet word vat en hom in 'n klein tankie sit en dink hy gaan 'n baie gelukkige miniatuurgrootte visie wees nie, want hy gaan 'n miniatuurgrootte visie wees wat suffer en net baie vroeg doodgaan. Nou, mense sê gereeld dat visse baie vinnig en maklik doodgaan. Is dit werklik so? Dit is regtig nogal iets wat mens baie gereeld hoor, maar die antwoord is nee. Met die korrekte versorging, nee. Die ding is met konstante verkeerde sorg, wat mense dink is die regte sorg, want dit klink reg, dit voel reg, dit lyk reg, maar dit is nie reg nie. Maar met konstante verkeerde sorg gaan enige vis op die ou end doodgaan. Selfs die stereotypiese geharde sterk visse, hulle kan ook net soveel vat voordat hulle ongelukkig doodgaan. Daar is natuurlik faktore buite mense beheer, weet soos as daar baie lelike load shedding is en weet die krag is dalk vir 2 dae af en sulke tipe dinge. Daaraan kan mens ongelukkig nou niks doen nie, maar hoofsaaklik is die probleem verkeerde sorg. So as mens net die regte sorg bied, dan het jy nie nodig om 'n groot spul visse te verloor nie. Nou Iliana, wat is die algemene oorsaak van visse wat doodgaan? Die mees algemene oorsaak van sterftes is swak waterkwaliteit as gevolg van inkorrekte versorging van die water. En ek praat nie daar verkeerd nie, ek bedoel actually inkorrekte versorging van die water. Want om reg na jou visse te kan kyk, moet die water op standaard wees. Die water is hulle alles, die water is hulle totale habitat. So eerstens versorg jy eintlik 'n tank vol water en tweedens versorg jy 'n tank vol visse. Mens moet ook onthou, ons sê die water moet gesond wees, die water moet 'n gesonde kwaliteit wees vir die visse, maar dit beteken nie mens moet boorgatwater en bottelwater en filterwater en allerlei sulke tipe goed gebruik nie. Wat ek bedoel met gesonde water, is water waarin daar 'n gesonde ekosisteem is met behulp van 'n filter. En mens moet ook onthou dat 'n splinternuwe tank met nuwe water in nog nie 'n gevestigde ekosisteem het nie. Die proses vir 'n ekosisteem om te vestig, dit gaan 'n bietjie afhang van die grootte van jou tank, die hoeveelheid visse ensovoorts, maar die proses om 'n volledige gesonde ekosisteem op te bou in 'n tank neem omtrent so 2 maande. En in daardie tyd wil mens net so 2 of 3 sterk geharde visies aanhou. Mens wil nie 'n splinternuwe tank begin en al die pragtige visse koop wat jou hart begeer nie. Jy begin net met so 2tjies of 3tjies en jy weet, hulle gaan alright wees en jou tank gaan kans kry om 'n ekosisteem te ontwikkel. Jy is ingeskakel op Streams Central en vanmiddag gesels ek weer eens met Iliana Lambrecht daar van Lupa Reptiles and Roots en vandag gesels ons oor visse en vistanks. Nou Iliana, mense praat van pompe en filters. Is daar regtig 'n verskil? Wanneer mense vra vir 'n pomp vir 'n vistank, bedoel hulle gewoonlik een van 2 goed. Die eerste een is wat ons ken as 'n air pump of dan 'n lugpompie. En dit is 'n pompie wat buite jou tank kom met pypies wat in die water gaan en hy blaas bubbles. Mense kry allerhande tipes airstones en ornamentjies, weet daar's nogal cute goed, weet jy kan dalk 'n krokodil kry wat sy bek open toe gaan van die bubbles en sulke tipe dinge. Nou 'n lugpomp, soos ek sê, blaas bubbles en in daardie proses sorg hy vir suurstof in die water. Dan die ander ding waarvan mense praat is 'n filter, maar soms noem hulle dit 'n filterpomp. En dit verwys na iets wat die water sirkuleer. En 'n filter het dan ook filtermedia in. Onder andere, gewoonlik as jy ene koop, begin hy met 'n growwe, poreuse spons. Daar's ander tipes filtermedia wat mens kan bysit, maar to keep it basic, kom ons bly eers by die spons. Nou, die doel van die spons is om goeie bakterieë te groei, wat jou ekosisteem gesond hou.
Filters sorg dan ook vir suurstof in die water. Hulle kom met verskillende attachments, verskillende nozzles. So daar waar bubbles is of daar waar die water terugval in die tank soos 'n fonteintjie. Met ander woorde, waar die wateroppervlak versteur word, gaan koolstofdioksied uit die water uit en dit word vervang met suurstof. Eliana, vertel 'n bietjie vir my, hoe hou 'n filter 'n ekosisteem aan die gang? Daar's soos 'n paar specs in vistanks waarna mens kan kyk, 'n hele paar goedjies waarvoor 'n mens kan toets, maar die heel belangrikste daarvan is ammonia en nitriete. En dit is basies, kan ons sê, byprodukte van verrotte visafval. En hoë vlakke daarvan laat jou visse doodgaan. Nou, die filtermedia, met ander woorde, in hierdie geval die poreuse spons binne in die filter, groei bakteria wat voed op ammonia en nitriete. Soos wat die water deur die filtermedia sirkuleer, vreet die filterbakteria daai gifstowwe en dit hou die water gesond. Nou, mens benodig 'n sterk genoeg filter vir jou tankgrootte, so mens moet kyk na die liter per uur wat hy pomp. Mens wil hê dat die volledige inhoud van jou tank 'n minimum van so 4 keer per uur deur die filter gaan. In groter tanks wil jy ook eerder meer filtermedia hê. Met ander woorde, mens koop 'n filter en hy het 'n kanister aan waar hierdie poreuse spons in ons voorbeeld is. Dan kry jy 'n filter wat 2 kanisters het, so hy het nou weer 2 sponse en mens kry selfs wat 3 kanisters het en hy het dan 3 sponse. So wanneer dit kom by 'n tank van sê so 100 liter plus, moenie gaan vir 'n piep klein ou filtertjie met 'n piep klein ou sponsie nie, al pomp hy volgens sy boksie min of meer genoeg of amper genoeg. Gaan eerder in groter tanks vir 'n filter met meer as 1 kanister. En onthou ook, dit is baie, baie belangrik. So wanneer mens gaan om 'n filter te koop, koop volgens die size wat jou tank nodig het. Moenie net gaan vir die heel goedkoopste enetjie nie. Eliana, vertel so 'n bietjie vir my, as mense nuwe visse koop en hulle vrek binne daar, wat sou dit veroorsaak? Weet jy, Johan, in sulke gevalle is mense gewoonlik briesend kwaad vir die verkoper. Want die visse wat hulle gekoop het, is dan nou siek. Die visse wat hulle gekoop het, het dan nou iets mekeer, want hulle is dan nou so skielik dood. En dit is natuurlik nooit onmoontlik dat jy dalk 'n siek vis gekoop het nie. Ek meen, dit gebeur ook soms, maar weet as jy nou so daaraan dink, as jy nou uitgaan om visse te koop, gaan jy tog nou nie die een vat wat so bietjie kapot lyk nie. Weet, as die ouetjie lyk of hy nou nie heeltemal so lekker is nie, is dit tog mos nou nie die ene wat jy gaan koop nie. So dit is natuurlik moontlik dat 'n vis van die begin af iets mekeer het, maar oor die algemeen, as mense nuwe visse koop en die ouetjies gaan dood op strepe, is dit as gevolg van hulle eie vrot tankwater. En met vrot tankwater bedoel ek hoë vlakke van ammonia en hoë vlakke van nitriete. En mense sal sê, nee, definitief nie. My tankwater is nie vrot nie. Dit is silwerskoon, dit lyk pragtig. En ek meen, dit maak sin, want as ons water sien wat mooi helder is, dan voel ons tog, daai water is mos nou skoon, want dit is dan nou so mooi helder. Maar dit is definitief nie altyd die geval nie. Want mens kan nie ammonia en nitriete sien nie. So jou water kan pragtig lyk, maar as jy die water toets vir ammonia, is daai water se vlakke ammonia so hoog, dis amper van die chart af donker. Nou, mens kry testkits om te toets vir ammonia en nitriete, so ek sal voorstel, kry spesifiek vir jou so testkit, sodat jy weet wat aangaan in jou tank. Of alternatiefelik, party pet shops is bereid om jou water vir jou te toets teen 'n klein fooitjie, as jy nou nie spesiale kit wil koop daarvoor, nee. Maar mens moet onthou, laat toets jou water voor jy nuwe visse koop. Dat jy seker is, jy sit nou nie die arme visse in iets wat eintlik absolute vrottigheid is en vermoor hulle sonder dat jy dit nou bedoel nie. So as jou water nie op standaard is nie, moet nie nuwe visse bykoop nie.
En wanneer jou water wel op standaard is, en jy toets jou water en dit is 'n goeie gesonde lesing, moet ook nou nie 20 visse op een slag gaan koop nie. Koop vir jou so 2tjies of 3tjies en gee 'n paar weke tyd tussenin, toets nog steeds jou water om seker te maak alles is alright, en dan koop jy weer vir jou so bietjies by. Ek weet dit is tempting om sakke vol visse uit die winkel uit te dra, maar moenie dit doen nie, want dit is nie goed vir jou ekosisteem nie. Onthou, die ekosisteem in jou tank is nou, kom ons sê, jou water is in perfekte toestand, jou ekosisteem is aan die gang en hy hanteer jou 10 vissies perfek. Daar is genoeg bakterieë om daai 10 visse se afvalstowwe te verwerk, as mens dit nou so kan stel. Maar dink nou bring jy nog 10 visse huis toe. Nou verdubbel die hoeveelheid afvalstowwe en daar is nie genoeg bakterieë om by te bly nie. So nou gaan dit vir 'n wyle weer 'n geval wees waar die ammonia en nitrietvlakke te hoog raak, terwyl die goeie bakterieë probeer om op te vang. Dit is hoekom dit beter is om net 'n paar nuwe vissies op 'n slag te koop. Koop 2 of 3 en sit hulle in en wag so 'n paar weke en net so bietjies. Natuurlik, hoe groter jou tank is, hoe meer diluted gaan die afval wees. So mense in yslike tanks of met yslike tanks kan nogal wegkom daarmee om miskien 20 visse daarin te gooi. Maar onder normale omstandighede, die tankie in jou huis, moet dit definitief nie doen nie. En weer eens onthou altyd, voordat jy nuwe visse koop, toets jou water om seker te maak alles is reg. Nou, Eliane, ek en jy gesels vanmiddag so lekker nou oor visse en vistanks, maar nou het ek vir jou 'n interessante vraag. Kan visse in die klassieke ronde fish bowls oorleef? Kyk, 'n goudvis kan nogal 'n relatiewe rukkie sterk staan in 'n fishbowl, maar ongelukkig nie baie lank nie. So dit is maar eerder 'n pad wat mense nie wil stap nie. Die spasie en die water is dood eenvoudig net te min. En hoe minder die water, hoe meer gekonsentreerd is enige onder andere ammonia. Sonder 'n filter kan daar ook nie 'n gesonde ekosisteem wees wat die ammonia afbreek nie, en selfs al sit mens 'n piepklein 'n filtertjie daarin, 'n goudvis is 'n morsige vis en daai bowls is nog steeds net heeltemal te klein. 'n Fishbowl met 'n goudvis in is basies soos 'n vis wat rondswem binne in sy eie ongespoelde toilet. Eliane, hoe benader mens die skoonmaak van vistanks? Is daar 'n spesifieke manier? Die heel belangrikste deel om te onthou met tank skoonmaak is jy gooi nooit ooit al die water uit nie. Want mens wil die ekosisteem intact hou. So, ek besef mens voel jy doen goed as jy alles uitgooi en jy skrob die tank silwer skoon en jy kook die klippies en allerhande sulke dinge, maar al wat gebeur is jy maak elke liewe krieseltjie goeie bakterieë dood. Wat dan gebeur is, wanneer die tank nou weer vol is en jy sit die visse terug, die visse produseer natuurlik nog steeds dieselfde hoeveelheid afval as altyd, maar nou is daar geen ekosisteem om daai afval binne beheer te hou nie. Daar is geen goeie bakterieë oor om dit af te breek nie. So die vlakke van gifstowwe styg dan teen 'n redelike drastiese spoed en jou visse begin doodgaan. En ironies, hoe meer die visse doodgaan, hoe meer skrob mense die tank, en hoe meer die visse doodgaan, hoe meer skrob mense die tank, en dit is eintlik daai geskrob wat alles net in 'n disaster laat verander. Die volgende ding is jou filtermedia, in ons voorbeeld die swart porieuse spons binne die filter, moet nooit ooit silwerskoon gewas word nie. Onthou, sy job is om bakterieë te groei, so hy mag maar so 'n bietjie weird lyk. Hy moet ook nooit afgespoel word in kraanwater of kookwater of skoonmaakmiddels of enige sulke tipe goed nie. Die enigste water waarin jy jou filter se spons baie liggies kan uitspoel, is water wat reg uit jou eie tank kom. En selfs wanneer jy die filterspons dan afspoel in water wat uit jou tank kom, jy gaan hom nie skrob nie. Jy gaan hom net so 'n paar squishes gee en so 'n bietjie wiggle in die water, net sodat hy nie sludgy is dat die filter verstop nie.
So dis heeltemal van as hy nog 'n bietjie funky lyk, weet, hy is nie veronderstel om te lyk of hy brand new out of the box is, nie? En jy wil hom nie so was dat jy selfs in jou eie tankwater te veel van die goeie bakterieë verloor, nie? En dan, mens stap net 'n klein bietjie van jou tankwater op 'n slag uit. Die hoeveelheid wat jy uittap en hoe gereeld jy dit doen, gaan afhang van jou individuele tank, hoeveel visse jy het ensovoorts, maar oor die algemeen is 20% van jou water, so elke 2 weke algemeen vir tanks wat nie te veel vis in het, nie. Mens maak ook dan gebruik van 'n gravel cleaner. Ek is seker die meeste mense wat vis aan nou het al gravel cleaners in pet shops gesien. Dit is 'n dik tube gekonnekteer aan 'n dunner pypie en dit gebruik jy nou om basies via gravity van die water uit jou tank uit te tap. En die goeie ding van daai gravel cleaner is, jy kan sy kop tussen die klippies indruk en hy gaan die soliede afval opsuig. So onthou, die bakterieë in die filter, soos wat die water daardeur gaan, verteer dit in essens enige jakkiegoeders. Dit eet die ammonia, dit eet die nitriete. Maar die filter kan nou nie tussen jou klippies ingaan en soliede fish waste daar uithaal nie. So die gravel cleaner help om 'n klein bietjie water uit te tap wat dan vervang word sodat enige moontlike gifstowwe diluted is en dit help ook om enige onnodige solid waste uit die tank uit te verwyder. Eliana, om af te sluit vanmiddag, visse lyk altyd honger en swem soms nader as hulle jou sien. Het hulle baie kos nodig of nie regtig nie? Visse lyk regtig nogal altyd honger en hulle herken mens op interessante maniere. Jy weet, as dit dieselfde persoon is wat hulle gereeld voer, hulle ken jou voetstappe. Hulle ken hoe lyk hulle botteltjie kos, weet, hulle weet en hulle leer om assosiasies te maak. Maar ek beloof, hulle is nie regtig altyd honger soos wat hulle lyk nie. Oorvoer maak visse dood oor 'n ander rede as wat mense gewoonlik verwag. Want as visse nie al hulle kos opeet nie, dan lê dit natuurlik in die water. So dit dryf daar in die tank rond of dit sak daar tot onder en dit word vrot. En dit lei natuurlik tot 'n spike in ammonia, net soos enige ander afval, en die visse gaan dood daarvan. Wanneer mense jou visse voer, moet hulle al hulle kos opeet binne net 'n minuut of 2. Dis 'n baie vinnige feeding frenzy. Dis nie ons vat nou 'n happie en oor 10 minute weer 'n happie en oor 15 minute weer 'n happie nie. Daai bietjie kos wat jy gee, moet hulle basies insluk soos piranhas. En as jy toevallig per ongeluk, weet jou hand gly, jy gee bietjie te veel kos en jy sien hulle eet nie al die kos op nie, skep dit eerder net uit en gooi dit weg. Eliana, ek sê vir jou baie dankie vir jou waardevolle insigte en praktiese raad vanmiddag hier op The Pet Pulse. Ek sê vir jou baie dankie vir die gesels, Johan. Ek het dit geniet en ek hoop hier en daar kon ek darm iemand se fish keeping journey net so klein bietjie makliker maak. Nou as jy vandag iets nuuts geleer het oor visse, vistanks of algemene versorging, onthou, die regte kennis maak die verskil tussen net 'n troeteldier hê en verantwoordelike sorg. Jy kan Lupa Reptiles and Roots op Facebook besoek vir nog wenke en advies en onthou om volgende Dinsdagmiddag om 04:30 weer in te skakel vir 'n nuwe episode van The Pet Pulse net hier op Stream Central. Tot 'n volgende keer, bly nuuskierig en onthou, sorg goed vir jou diere. Low, low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.